Goeiemôre, dit is donderdag die 2de April. Vanoggend Matteus 26 vers 50 en 52, 1 Petrus 3 vers 8 en 9. Toe het Jesus vir hom gesê, vriend, doen waarvoor jy hier is. Toe het hulle nader gekom, Jesus gegryp en hom gevange geneem. En skielik het een van die wat saam met Jesus daar was, sy swaard gegryp en dit uitgetrek. Hy het die slaaf van die hoëpriester getref en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, bære jou swaard op sy plek, want almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard omkom. En dan 1 Petrus 3 vers 8 en 9. Ten slotte, wees almal eensgesind, meelewend, vol broederliefde, vol ontferming en nederig. Mense wat nie kwaad met kwaad vergeld, of skeltaal met skeltaal nie, maar inteendeel, wees mense wat seën. As Jesus gevange geneem word in Getsemane, dan is hy nog steeds die een wat met genade en liefde optree. Die een wat seën eerder as wat hy vergeld. Nie die een wat 'n swaard wil uitpluk en beklei nie. Petrus, die voortvarende een, is die een wat sy swaard uitpluk en dadelik begin geveg. Wat se geveg is daar dalk in ons teenoor die wêreld, teenoor dit wat om ons aangaan? God wil hê dat ons mense sal wees wat soos Petrus sê, eensgesind, meelewend, vol broederliefde, ontferming, nederig is. Mense wat nie kwaad met kwaad vergeld nie. Mense wat seën. Seker die ergste vorm van kwaad met kwaad vergeld wat die wêreld nog gesien het, is waarskynlik die vervolging van die Jode hier rondom die Tweede Wêreldoorlog. Hoe kan ons ander mense voor kwaad wees, probeer vergeld? Romeine sê, los dit vir die Here. Kom ons gaan wees mense wat met liefde, met genade, wat met omgee lewe. Hemelse Vader, dankie dat ons u kinders kan wees. Dankie dat ons kan weet dat u ons liefhet, dat u vir ons sorg, dat u vir ons voorsien elke dag. Here, maak ons mense wat na mekaar kyk met u oë, met u liefde, met u genade. So maklik, Here, kan ons mekaar wil veroordeel, kan ons mekaar wil straf, kan ons goed wil doen wat nie by ons as u kinders pas nie. Maak ons mense wat vergewe, mense wat seën, mense wat omgee. Dankie dat ons daardie beeld en voorbeeld duidelik in Christus kon sien. Ja, Here, met sy gevangeneming voor sy kruisiging, wetende wat voor lê, is hy steeds die een wat nie wil oorlog maak en beklei nie, wat die pad van vrede kies. Maak ons ook so mense wat vrede bring in die wêreld. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, as gemeente, kan bid vir hulle wat siek is, vir hulle wat swaar het. Here, dankie dat ons kan bid vir 'n wêreld wat u ongelooflik baie nodig het. Bring vrede. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.